Goeiemôre en hartlik welkom hier op ons Sondagoggend 8 uur byeenkoms wat ons uitsaai en hier op die Dak International Ministries se Facebookblad. Nou ons is nog besig en as dit wil van die Here is en so aan, is dit ons laaste dag hierso op ons roadtrip 2025 en ons is hierso in Mosselbaai. Ons saai uit vanuit die Delports huis, Pierre en Riet en die twee kinders Rika en Fransie. Wat 'n heerlikheid was dit hier gewees om ook hierdie tyd saam met hulle te kon spandeer nie en ook dan ander mense te kon gesien het vanuit hulle huis uit. Dit is net amazing om dit so te kon beleef het. Nou ja, prys die naam van die Here, hartlik welkom vanoggend. Julle is meer as welkom om die boodskap te deel daar na jou Facebook tydlyn toe, as ook jou WhatsApp status. Dis 'n baie effektiewe metode en manier om ook so die evangelie te versprei na ander toe, en dat almal kan sien, jy is vanoggend in die diens, jy is vanoggend in die kerk. Dis waar jy is, by die byeenkoms of die samekoms van gelowiges, en dit is wat die woord ons leer, ons moenie by die einkomste versuim nie, des te meer ons sien die dag nader kom. Hoekom is dit so? Want die groot sy van die saak is, die wêreld raak al hoe erger, meer boos as ooit van tevore, en dit is natuurlik wat die woord van die Here vir ons wel leer, dat dit is opgeteken in Openbaring, dat in die laaste dae, in die tye waar ons in lewe en oor die jare heen, het dit vererger. En kom ons lees dalk net gou daai skrif hierso, en omtrent net enigiets wat in die woord van die Here opgeteken is, of jy het nou wil glo, of jy het nou nie wil glo nie, of jy het wil verwerp of nie verwerp nie, God het dit gesê en so sal dit wees. Ons kan nie daaraan verander nie. Dis wat die woord sê, die hele skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewilliglik nie, maar aan die een van hom wat dit onderwerp het. Nou hy sê hierso in Openbaring 22, kom ons lees, val gou sommer so weg, hier by die inleiding met 'n skrifgedeelte in Openbaring 22 vers 11. En net dat ons kan iets verstaan rondom die tyd waarin ons ook nou lewe. Hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heilig word. Openbaring 22 vers 11. So dit is opgeteken, dit staan vas, dit kan nie verander nie, en oral waar ons kom, en natuurlik u is ook bewus daarvan, niks om jou verbeter ten goeie, wat die koninkryk van God verheerlik nie. Dit is asof die wêreld in hierdie maalkolk is, in hierdie spiraal is, en hy is op 'n weg hardloop na alles wat verkeerd is, en die verkeerd en so aan raak net erger en erger, soos wat die dag van die Here Jesus Christus naderkom. En daarom moet ons as gelowiges, jy wat regverdig wil lewe, jy wat heilig wil lewe, wat dit nastreef, jy moet inskakel by die dienste, jy moet nie die byeenkomste versuim nie, sodat jy bemoediging en aanmoediging en stigting en herinnering kan kry, want die woord praat so mooi, dink is Paulus, Petrus, elkeen skryf dit op sy eie manier, dat hy sê, dat dis nie vir hom lastig om die dinge weer aan ons te skryf, om ons daaraan te herinner nie, want dit wek ons suiwere gesindheid op. So daar's 'n suiwerheid in die hart, en wat is daai suiwerheid? Dis God se Heilige Gees wat in ons is, en dis wat die woord sê, ons moet na die Gees lewe, want jy het 'n vleeslike mens in jou, jy het 'n geestelike mens, daai geestelike mens, dis die Gees van die Here wat jy ontvang het in jou siel is jou geestelike liggaam, maar as ons nou praat van Gees, in hierdie konteks praat ons van God se Heilige Gees, so jy moet kies, of jy wil meer na die vlees lewe, die begeerlikhede na die vlees, of die begeerlikhede na God se Gees wat in jou is, want om nou net God se Gees, as ons nou praat van begeerigheid, God is nie begeerig na die wêreld, na die sonde, na die ongeregtigheid nie. Inteendeel, God werk in ons en herinner ons daaraan om godvrugtig te lewe, heiligmaking na te streef. Dit is ons groot doel hier op aarde. Dis die most basic van die gospel. Al die ander dinge wat ons bedien en so aan, is daar om ons geloof sekerheid te gee, dat dit waarmee jy besig is wel die saak van die Here. Maar jou daaglikse lewe,
Jou praktiese lewe is slegs 'n lewe van heiligmaking, weg van die sonde, weg van die ongeregtigheid. Jy moet jou hart afsonder. En die woord van die Here praat daarvan. Die Here Jesus sê, Vader, ek bid dat julle nie uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat julle van die bose sal bewaar. So ja, as ons nou dink ons gaan een of ander tyd weggeraap word, voor al hierdie moeilikheid kom, dan moes jy lankal weg gewees het, want die moeilikheid is daar elke dag en hulle is in hope daarso. Daar is geen tekort aan probleme en moeilikheid nie. Dis net party se struggle in die vlees is erger as die ander. En as jy nie 'n struggle in die vlees het nie, het sy dit nou finansies, gesondheid, wat die geval ook al mag wees, dan is dit te sê dit is nie daar nie. En jy het dan 'n geleentheid om op 'n goeie plek te wees, as ek dit so mag stel, op 'n plek te wees wat jy werklik waar kan diep insak en kan voor die Here kan kom en sy aangesig kan soek en te kan bid en hom te kan aanroep, sodat almal staande kan bly. Want baie keer kan 'n mens in jou eie situasie ook so tevrede wees en so daarop steun en roem, dat 'n mens eintlik besig is om op jouself te roem en nie meer werklik waar te verstaan wie en wat is God nie. En op die einde van die dag, wat gebeur is, mens raak hoogmoedig, mens raak trots, wat gebeur dan? En dan begin jy sekere dinge in die evangelie te bevraagteken, want om nou net die Bybel is geskryf deur mense wat deur geweldige persing en drukking gegaan het tot die dood toe. Dis wat die woord sê, dis hoe ons hierdie wêreld, sy begeerlikhede, sy gesindhede, sy versoekings oorwin, is deur die bloed van die lam. Dit begin by die wedergeboorte, dat die bloed van Jesus Christus jou losgekoop het van die sonde, jou sonde weggewas het, en dan daarna, dag vir dag, soos wat jy wel struikel en val, en dit is wat ons die aanmoediging kry in 1 Johannes, bely jou sonde, moet dit nie ignoreer nie, moet dit nie onder die mat invee nie, moenie probeer verse onthou wat jy dink, ag, daai vers sê dit en daai vers sê dat en daarom het ek nie nodig om my sonde te bely nie. Bly dit is heel makliker as om allerlei dinge te probeer onthou. Dit is die eenvoudige evangelie. Dan was die bloed van Jesus Christus jou sonde weg. Hy cover dit nie, hy maak dit nie toe nie, hy was dit weg. En as God jou vergewe, vergewe hy jou. Hy sê nie vir jou, ek vergewe jou, maar ek sal nooit vergeet nie. Ons het ons daai sê woord. Nou sê die woord van die Here in die Onse Vader, vergewe my soos ek my skuldenaars vergewe. So as ons voorwaardelik vergewe, dan sê die woord, vergewe God ons ook voorwaardelik. Hy sê jy moet jou broeder van harte vergewe. Die wêreld daar buite, en ons moenie probeer hare kloof oor wêreld en wie is my broer en wie is die sondaar nie. Vergifnis moet deel van jou wese wees. Nou vergifnis is deel van God die Vader, en dis wat maak dat hy liefde is. Liefde vergewe, liefde spreek vry, liefde onderwerp, liefde soek nie verskonings nie, liefde gee van homself, al is die ander party hoe ondankbaar, liefde gee van homself, en dit is wat God maak, is juist die feit dat die woord sê, hy stort sy reën uit oor almal, hy laat sy son skyn oor almal, en hy sê oor die goddelose, oor die regverdige, oor die dankbares, en ook die ondankbares. Is dit nie amazing om aan te dink nie? En dit is wat liefde maak. Selfs die persoon wat ondankbaar is, selfs die persoon wat nie omdraai en sê, en of as jy dalk uitreik met 'n goeie saak na 'n persoon toe, en hy mors met dit wat jy vir hom gee, jy moet nie bitterheid hê nie. En jou tyd wat jy gee, en hoe raak ons partykeer, ek dink net vir 'n oomblik daaraan, hoe raak ons partykeer bitter teenoor ons werkgewers, en as jy vir jouself werk, mense wat sukkel om hy rekening te betaal, ek meen, ek en my vrou ken daai trippie. Jy doen duisende rande se werk vir mense, en dan hy geld kom net nie in nie, jy moet naderhand met die dood dreig, dit kom net nie in nie, en hoe meer omgekrap jy raak, hoe meer spytvol raak die ou aan die ander kant, en hoe langer rek jou geld uit om te kry, en in daai tye moet daar nie bitterheid wees nie, want Jesus was nie bitter teenoor Judas Iskariot, omdat hy die geld gesteel het nie, dink vir 'n oomblik daaraan,
Ek weet ek hoe praat ek nou so vanoggend, dis glad nie 'n deel van my boodskap nie, maar nietemin, as jy kyk na Jesus met Judas Iskariot, hy het die geld gesteel, en Jesus was bewus daarvan, en hy was nie bitter nie, hoekom? Want Jesus se hart was nie in geld gewees nie. Jesus se hart was nie in materialisme vasgevang gewees nie. En daarom kon hy die skelmste van die 12 disippels, die tesourier maak, die boekhouer van sy bediening. En dit is liefde. En dis wat ek besef, die Here Jesus sê vir ons so mooi. Kom ons lees net gou die vers, want baie keer klink dit of ek dinge self opmaak, as ons net die woord lees nie. Kom ons lees net gou hierso Matteus 5, dit is mooi. Nou, ek het dit van tevore gesê, en mense het my letterlik opgevat daarmee, en ek wil hê jy moet dit weer doen. Matteus 5, 6 en 7 is die bergrede. En ek kan vir jou een ding sê, as jy Matteus 5, 6 en 7 lees, en jy kan dit van harte alles toepas en verstaan, en sonder moan and groan doen, kan ek vir jou sê, het jy nie eens nodig om die res van die Bybel te lees nie, want alles is kompak saamgevat. Jou praktiese lewe, dit is van huwelik af, dit is finansies, dit is verhoudings, dit is vergifnis, dit is hoe om te bid, al die dinge, hoe om jou lewe te hanteer, is daarin opgesluit. So, as jy wonder waar om te lees, lees Matteus 5, 6 en 7 oor en oor en oor en oor, tot dit insink. En natuurlik, daar is verwysende, Markus en Lukas, hy skryf ook so 'n bietjie van Matteus 5, 6 en 7, maar Matteus is dit baie net meer volledig opgeteken. Kom ons lees net gou hierso, Matteus 5 vers 48. Wat is die standaard waarvolgens ons moet leef? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Dis die standaard. Dis nie 'n pastoor nie, dis nie 'n prediker nie, dis nog minder ek. Dit is God. En Matteus 5 vers 48, en die woord sê, wanneer ons die woord van die Here bedien, moet ek vermaan asof God deur my vermaan. Ons is ambassadeurs daarvoor aangestel, en ons moet die woord van die Here voorhou soos hy opgeteken is. Ons mag dit nie verander nie. En wanneer ek so die woord van die Here bedien en voorberei en iets spreek in my hart, onthou net, God verwag van my om ook die toepasser daarvan te wees. Nie die prediker nie. Dit is maklik om 'n prediker te wees. Hy staan doodstil, is 'n padprediker, hy wys net vir die rigting aan, hy het 'n pyl, of hy het 'n straatnaam, daai borde langs die pad word ook padpredikers genoem. Hy wys vir jou, okay, jy moet in die rigting gaan, maar self gaan hy nie in daai rigting nie. En ons moet nie padpredikers wees nie, ons moet toepassers wees, en lei, sodat mense ook kan sien. En terwyl ons die woord van die Here so bedien, selfs vanoggend, die herinnering wat die Here weer vir ons gee, wees dat julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Herinner dit my ook, Vader, ek is nog nie so volmaak soos U nie. Daar kom baie keer nog omgekraptheid en woeling in my hart as ek dinge sien is, klank is bietjie sag. O, liewe land. O, ek het hom sommer hier verkeerd gestel. Jammer, is dit nou harder? Ek dink ek praat ook sag, maar ek het hom hier so saam met jou verkeerd gestel. So klink dit nou beter. So die groot sy van die saak is, dit is ons, die standaard waarna toe ons moet streef. Prys die naam van die Here, is dit nie amazing nie? En as ons kan verstaan wat is liefde en hoekom is God liefde, wat maak God dat hy liefde is konstante vergifnis, dis konstante onderwerping, diensneg. Jesus het aarde toe gekom om te kom dien. Die Vader dien ons nou nog, Jesus dien ons nou nog. So ons moet by hulle leer om te dien. Nou sagter. Is dit nou sagter of is dit nou harder? Sagter. O, liewe land. Okay, kom ons gaan gou so. Hoe klink dit nou? Is dit beter? Hallo, 1, 2, 3. Hallo, 1, 2, 3. Sê, hoe klink dit nou? As julle my gou gaan vertel. Die klank is mooi. Dit klink nie mooi nie. O, liewe land. Hallo, 1, 2, 3, 4, 5. Reg, daar sê almal nou reg. Perfect, loud and clear. Dankie, yes, beter. Dankie, Deborah. Dankie. Prys die Here. So,
Ja, dit is nou waar ons op geëindig het en voordat ons aangaan met die diens, ek wil praat vanoggend oor 'n skrif wat iemand vir ons ook gevra het, ek dink dit was Elmarie, rondom 'n skrif in Matteus 26 oor wat die Here Jesus gesê het, hy sal dit nie drink in die koninkryk van sy Vader saam met ons, die vrug van die wynstok. So ek gaan vanoggend 'n bietjie daar praat. Nee, ek is reg. Baie beter. Almal sê die klank is nou reg. Okay. Dit lyk dit beter. Prys die Here. So ja, daar het ons gaan die tegniese punte uitgesorteer. Nou kom ons begin met gebed en dan gaan ons voort met die diens. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die groot genade, U groot barmhartigheid, U liefde en U heerlikheid. Baie dankie Vader dat ons vanoggend na U toe kan kom in die naam van U Seun Jesus Christus. Vader, want niks in hierdie wêreld het ontstaan sonder U Seun nie en ons kan nie na U toe gaan sonder U Seun nie, Vader. Selfs die wederkoms, Vader, wanneer U geopenbaar gaan word aan die wêreld, gaan dit deur U Seun Jesus Christus wees. Vader, ek wil U net loof en prys en eer en verheerlik dat U dit aan ons geopenbaar het, die dag met ons wedergeboorte, het ons lewe reggemaak het. En ons wil dit nie vir onsself hou nie en daarom bedien ons, daarom praat ons, daarom hou ons nie terug nie, Vader, daarom bly ons deurbreek, ewige Vader, in ons hart, in ons siel, in ons wese. Here my God, dat U naam verheerlik kan word, dat die koninkryk van U verkondig kan word, dat Vader, halleluja, die mensdom kan weet, daar is 'n God in die hemel, en daar's 'n Seun Jesus Christus wat kom sterf het, wat sy lewe kom gee het, sodat ons gered kan word, want geen mens in die Ou Testament kon sy lewe gegee het, van die begin van die sondeval af, kon sy lewe gegee het, sodat die mens gered kon word, uit die mag van die duiwel bevry kan word nie. En Here Jesus, U het gekom om die werke van die duiwel te verbreek, want dis die doel waarom U verskyn het, is om die mag van die duiwel oor ons siel en ons hart en ons innerlike te verbreek, dat ons kan nugterheid kan kry om te verstaan wie U is en dat U die God van liefde is en dat U wil hê dat elke persoon die koninkryk van U moet ingaan. En ek wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons vanoggend weer eens het om mekaar daarin te kan herinner, om dit te kan versprei, om dit te kan share na ander toe, en ons wil bid dat U werklik waar in harte sal werk, reg oor hierdie planeet aarde, Vader, en dat mense sal inskakel en sal hoor en sal luister wat is die waarheid van U woord in Jesus se naam. En ons loof en ons prys U, want baie mense sê, wat is waarheid en wat is die waarheid? Vader, as een waarheid, Here, en in een waarheid is daar een mening, een gesindheid. U woord leer ons so mooi, julle moet een van mening, een van sin wees, een van opinie wees, Vader, en daar's te veel opinies, want ek besef, Vader, die mens wil nog in sekere van sy aardse en begeerlikhede lewe, Vader, en sinsgenot lewe, en daarom vermy hy om sekere dinge te lees en te verstaan vanuit die woord uit. Maar as ons harte vandag kan oopmaak en sê, Vader, ek hoor, ek verstaan wat U woord vir my sê, want U woord gaan nie by my lewenstyl inpas nie, maar ek moet by U inpas. Vader, en as ons dit werklik waar kan besef, Vader, in ons hart, in ons siel en in ons wese, Vader, daar kan daar verlossing, daar kan bevryding, daar kan redding en daar kan verandering in ons lewe plaasvind, want in U is vryheid, Vader, en U is oorwinning, en die mens voel eintlik in U is depressiwiteit, en U is neerslagtigheid, maar as 'n mens op hy punt kan kom om ons jou te verlustig in U, Vader, en dan is daar lewe, en is lewe wat nie op hierdie aarde gemeet kan word aan plesierigheid en uiterlike dinge nie, maar dit is lewe wat konstant in jou binneste is, Vader, en ek loof en ek prys, en daai lewe sekerheid, en wanneer 'n mens kan verstaan wat dit is om te dien, Vader, en dan is daar so 'n vryheid, Here my God, die sonde hou ons so met kettinge vas, dit bind ons, Vader, dit ruk ons in rigtings in, dit ruk en pluk in ons emosie, as ons dink aan 'n dier, as daar 'n sekere situasie sy pad verbykom, hy's heeltyd op sy alert, hy's heeltyd angstig, en Vader, hy skrik en hy hardloop in 'n rigting in, en so word ons deur die sonde
beheer, maar in U is daar vryheid, Vader. U breek die kettinge van sonde, sodat wanneer daai versoeking verbykom, dan ruk dit nie jou emosie nie, dit pluk nie jou emosie nie, dit ketting jou nie vas nie, Vader, en ek sê vir U baie dankie, en U is groter vryheid in die innerlike as in die uiterlike, en ek loof en ek prys U, en ek eer U, Vader. Help my vanoggend om ook hierdie boodskap so te kan bedien, dat U naam verheerlik kan word. Ek prys U voor in Jesus se naam. Amen. Daar is hy, prys die naam van die Here. As ons net kan verstaan, dat God is nie 'n God van hierdie wêreld nie. Daar's 'n God van hierdie wêreld. Die woord praat daarvan in Korintiërs, en dit is Satan. En die God van hierdie wêreld is daar met al sy begeerlikhede en al sy liste om ons elke dag te verlei. En dis nie God die Vader wat dit doen nie. So as ons daai begrippe kan begin kry, as ons daai verstaan kan begin kry, dan kan ons in spontaniteit lewe as wat die woord van die Here vir ons 'n reël op 'n reël is en 'n las op 'n las en al hierdie tipe van dinge waarmee 'n mens baie keer besig is. Nou ek wil vanoggend 'n skrifgedeelte aan julle voorhou en lees, en dis Matteus 26. Ek gaan lees vanaf vers 26 af tot en met vers 29. Matteus 26, vanaf vers 26 tot en met vers 29. Kom ons lees gou daarson. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker nadat hy gedank het en gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. So as hy net daar vir 'n oomblik kan stil staan, kan ons dit hier baie duidelik sien. Die enigste doel, en natuurlik daar's geen ander skrif in die woord wat dit teespreek of bemoeilik om dit te verstaan nie, is tot die vergifnis van sondes. Nou, nommer 1, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, en jy gee jou hart vir die Here, dan kom die Vader, hy besny jou hart, en dan is die bloed van Jesus Christus, sy lewe. Wat is die bloed? Dit gaan nie oor sy fisiese, vleeslike bloed wat hy gestort het. Daai vleeslike bloed moes gestort geword het, sodat sy liggaam kon sterf, want vlees en bloed, hierdie vlees en bloed kan die koninkryk van God nie ingaan nie, maar die bloed waarvan die woord praat, is sy lewe. En ons ken nie meer Jesus Christus na die vlees nie, maar na die krag van sy opstanding. En wanneer 'n mens kan verstaan dat die bloed of die lewe waarvan die woord praat, gaan oor die Here Jesus se lewe wat hy welkom gee. Dit gaan nie oor die fisiese bloed nie. Dit moes gestort geword het. Jesus was in die vlees, hy het in die vlees gekom, hy het in die vlees gesterf, hy het ook vleeslike bloed in sy vleeslike liggaam gehad, en daai liggaam moes gesterf het. Maar primêr sê die woord, wat die woord daarby bedoel, sy bloed is sy totale lewe. So hy het innerlik sy lewe ook omgee. Hy het geweier dat sy innerlike vasgevang raak in die sonde en die begeerlikhede van hierdie wêreld. So die kruisdood was maar net die uiteinde om die dood te oorwin. Maar Jesus Christus het elke dag van sy lewe, terwyl hy op aarde was, sy lewe vir ons gegee. Om nie toe te gee nie van die duiwel nie. Hy het geweier om dit te doen, sodat hy jou en my kan losmaak van die krag van die duiwel. As ons vat sonde, 'n dier, ons weet 'n dier is 'n werk op impulse. Enige dier, maak nie saak wat se dier is. Makdier, wilde dier, sê party diere is erger as ander diere. Dit hang af of dit nou 'n meer makdier is of 'n meer wilde dier. En 'n dier werk op impulse. En as daar iets gebeur, dan reageer hy in 'n rigting in. Ek het al baie keer gesien, dan sit 'n voël op die dak, dan loop hy hier verby en dan skrik hy voël so, hy vlieg in 'n rigting en nigter weet waarheen hy vlieg. Of 'n dier hardloop in 'n rigting waar hy nie sou in hardloop nie. Nou dis wat die sonde doen. Dit laat ons in rigtings hardloop, soos diere, en dis wat die woord sê. Voordat ons hom aangeneem het, was ons soos redelose diere. En dis daai natuur, daai verbintenis wat Jesus gekom het om te verbreek, sodat ons nigterheid kan kry om nigtere besluite te maak, sodat wanneer dinge gebeur en die versoeking van sonde is daar, laat ons nie net in 'n rigting in hardloop nie. Goed. Maar ek wil praat oor vers 29.
Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit nie met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Nou ongelukkig sien mens die vrug van die wynstok slegs as aardse druiwe of aardse wyn. En dit is die probleem. Omdat ons as mens, en die Here Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, julle glo ons nie eers as ons julle van die aardse vertel nie. Hoe gaan jy verstaan en glo as ek jou van die hemelse vertel? En daarom het ons die wedergeboorte nodig om te begin verstaan waar gaan God se koninkryk, die geestelike. En dat ons uit die vleeslike moet uitbreek, sodat die geestelike verstaan in ons harte kan deurbreek. Nou, natuurlik het hulle fisiese wyn gedrink. Dit is die vrug van die druiwestok, is natuurlik die wyn, die geperste wyn. En dit is die lewe van die Here Jesus Christus. En hy het nie hier verwys na 'n aardse wyn nie, na 'n aardse vrug van die druiwestok nie. Hy het dit as 'n simboliek gebruik om ons iets te laat verstaan van die werklikheid wat eintlik plaasgevind het, want Jesus het sy lewe gegee. Die dood van sy aardse liggaam, dit is wat Paulus ook sê, die dood van sy aardse liggaam gaan vir hom wins wees. Hy het eintlik uitgesien om te sterf. Dis hoekom hy het nie omgegee, hy het sy lewe so waardeloos geag. En as 'n mens dit verstaan, en nou moet jy verstaan, jy lees sy geskrifte. Nie iemand wat op 'n gemakstoel ergens gesit het in weelde en wat 'n klomp dinge uitgedink het nie. Dinge is vir ons neergepen deur 'n persoon wat sy lewe nie dierbaar geag het nie. Hy het verstaan wat die Here Jesus kom leer het, om jou lewe te gee, om jou alles te gee. Van so 'n aard, dat hy geleef het soos die profete in die Ou Testamentiese tyd. Hulle het eerder, in die Ou Testament het hulle eerder in die grotte en die gate gebly, as om dalk miskien versoek te kon word, deur 'n paar skoene, of 'n nuwe jas, of 'n huis, of 'n, soos wat ons nou vandag sal sê, 'n nuwe kar, en 'n nuwe dit, en 'n nuwe dit. Hulle het eerder hulle self heeltemal uit die samelewing onttrek, as om in die versoeking te kom, om deel te raak van die wêreld, en so God se koninkryk te mis, want hulle verwagting was die ewige lewe. Daarom het hulle aardse lewe nie dierbaar geag nie. Die skade wat hulle gelei het, die slaaf wat hulle gekry, die sweepslae, die steniging, die koud, die ongemak. Dit het hulle nie geplan nie. Nou, wat ek vir julle deur wil sê, hulle het vir ons, God het hulle gebruik, en hulle het die fisiese werk gedoen om die Bybel neer te skryf. Nou net om dit te verstaan, moet ons eintlik laat verstaan, hoe interpreteer ons die Bybel? Ek meen, iemand wat in daai lewe gelei het. Dis die Here Jesus, Paulus wat verstaan het, waar gaan het, Petrus, Jakobus, al die disippels wat hulle lewe so opgeoffer het. Hoe sou hulle vir ons iets probeer insieer, wat? Daar is die woord, ons almal, ons praat by hom uitkom. Sê weer? Suggereer. Ja, ja. Hulle sou in elk geval nie iets vir ons probeer oordraai het, wat hulle lewe nie was nie. Hulle het nie geheime kodes probeer in die Bybel inskryf nie. Te sê, ok, dis so, maar is nou eintlik so. Ek skryf so, maar is nou eintlik so nie. Ons moet begin verstaan, en wanneer jy begin verstaan, en jy begin nie jou lewe op aarde meer dierbaar te ag nie, dan begin jy iets van die geestelike wêreld te verstaan. Nie dat jy weird raak nie, nie dat jy begeesterd raak nie, want daar's 'n praktiese lewe op aarde, daar's 'n nugtere lewe op aarde ook in dit. Maar dan kan 'n mens die woord van God beter verstaan as wanneer 'n mens probeer vashou in dinge wat nie ewigheidswaarde het en wat eintlik daarop uit is om ons ewige lewe te besteel. Nou wanneer die Here Jesus hierso kom en hy sê die vrug van die wynstok. Nou kom ons lees gou eers hierso in Johannes 15.
Johannes 15, dit is eintlik so 'n mooi gedeelte. Toe ek nou voorberei het en ek begin hier te lees in Johannes 15, toe hou ek aan lees en dink ek het tot waar gaan ek lees en watse verse gaan ek uithaal. Maar kom ons lees hierso Johannes 15 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot 10. Kom ons lees vanaf vers 1 tot 10. Ons kry dit alles daar reg en dan sal ons dit net lekker deurpraat. Johannes 15 vanaf vers 1 tot 10. Kom ons begin net lekker daar te lees. Dit is eintlik 'n baie mooi gedeelte hierdie. Hy sê ek is die ware wynstok. Wow. Die vrug van die wynstok. Jesus is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou Jesus praat van die vrug van die wynstok. So uit die vrug van die wynstok moet daar 'n loot kom. En aan die loot hang die vrug, is dit nie so nie? So Jesus het gesê, ek sal nie hoe sê dit, vir ai, liewe land, waar gaan my tong volgende weer? Hy sê, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstof drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie met julle sal drink in die koninkryk van God. Die vrug van die wynstok. So die vrug van homself. Ons groei uit die Here Jesus Christus uit. Ons is die lote. Goed, kom ons lees dit aan, anders dan gaan ek net die boodskap heeltemal vooruit hardloop. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nou praat hy met sy disippels, né? Bly in my soos ek in julle, en tog is daar 'n beginsel. Dis die woord van die Here wat ons rein maak, en daar's ander skrifte in die Nuwe Testament wat dit bevestig. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. So ons moet die vrug dra van die wynstok. Ons is die loot en ons moet sorg dat ons vrug dra. Want die vrug kom uit die loot uit. Goed. Jesus is die wynstok en uit hom moet lote uitkom. So ons is die gevolg van sy dood. Ons is die gevolg van die feit dat hy sy lewe kom gee het. Nou moet ons die vrug dra van die wynstok, van die Here Jesus Christus. En dis wat hy sê, bly in my soos ek in julle bly. Ons het ook 'n opdrag. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het die Here Jesus Christus in jou kom woon, die Here Jesus en die Vader in jou deur die Heilige Gees. Hy sê ek en die Vader, ons sal by julle kom woning maak deur die Heilige Gees. Goed. Maar Jesus is die wynstok en ons moet in hom bly, anders kan ons nie vrug dra nie. Goed. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis net logies. 'n Loot kan nie by homself vrug dra nie. Hy moet ingeënt wees, hy moet vas wees. He must be engraved in daardie wynstok. Is dit nie so nie? Goed. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Maar ons moet in die wynstok bly. Goed. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Hoe verheerlik ons die Vader? Deur vrug te dra. En te veel sê ons mond, ons verheerlik die Vader. En omdat ons dit geleer het, moet ons die Vader verheerlik. Maar die Vader word verheerlik wanneer ons vrug dra. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Nou, hierso sê die Here Jesus 'n groot saak in ons lewe.
Ons kan slegs vrug dra wanneer ons in hom bly. Hoe bly ons in hom? Dis wat hy sê, wanneer julle my gebooie, met ander woorde my bevele, my woorde, my testament bewaar. Wat is bewaar? Die woord sê so mooi in plek in Psalm 119, ek sal die woord in my hart bære. En wanneer ek dit daarin bære, sal daar lewe wees, want slegs die woord is lewe, want die loot kry sy lewe vanaf die wynstok. Die wynstok is vas, die wynstok is seker, Jesus is die fundament, hy's gegrond, hy lewer, hy lewer die vrug van die Vader op, en dit is sy lewensbloed. Dit is sy lewe. As jy kyk na 'n fisiese wynstok, daar is lewe wat uit daai wynstok, in daai wynstok se vate en are en molekules, ek weet nou nie hoe noem jy dit nie, waar dan moet deurvloei, en waar die loot in is, dan kom daai lewenssap van die wynstok, en hy vloei in daai loot, en sodat die loot kan groei, en uit blare en uiteindelik 'n vrug kan vorm. So ons moet trek uit die lewe van die Here Jesus, en wat is dit? Dit is sy woord, dit is sy gebooie. So wanneer die woord van die Here vir ons bepaalde opdragte gee, dan moet ons dit tot uitvoer bring. As ons weier om dit te doen, beteken dit ons maak ons los van die wynstok. Okay? So die beginsel moet ons verstaan. Dit gaan nie net daaroor net om te bid en net om kerk te luister en net om te Bybel te lees nie. Lees eerder 3 verse in die Bybel en verstaan wat dit sê en doen dit, dan bly jy in die wynstok. Partykeer wil ons te veel kennis hê van dinge wat niks met ons geestelike groei te maak het nie. Ons wil net kennis hê om slim te klink, slim te lyk en in gesprekke iets te kan sê wat die ander persoon troef. Maar wat is ons lewe? En ons kan nie dit wegsteek vir God nie. En dit wat ons vir mense wegsteek, ons kan dit nie wegsteek vir God nie. En daarom ervaar kinders van die Here 'n doodsheid in hulle lewe. Dis juis omdat van die most basic things wat in die woord opgeteken is, ons nie doen nie. En dis wat hy sê, wanneer jy dit doen, sal jy alleenlik kan vrug dra, dan sal daar alleenlik lewe in jou kan wees, want net die woord van God kan vir jou lewe gee. Elke keer wanneer 'n mens die woord van die Here onderdruk, om nie te doen wat die woord van die Here sê nie, stem God se gees nie saam daarmee nie, en daarom is die oortuiging daar, en jy voel die oordeel, jy ervaar die doodsheid, en jy gaan in 'n maling, en jy gaan in 'n verwarring kom. Dit is hoe dit is, want God stem nie saam met ons begeerlikhede van die vlees nie. Hy wek dit nie op nie. Dis my begeerlikhede, ons het so mooi gepraat daaroor. Ek is begeerig na dinge. Dan wil ek God in my begeertes intrek, teenstrydig met die woord van God, om saam met my te stem, om dit deur te voer. En baie keer geluk jou begeerlikhede. Dis nie te sê, dis God wat dit laat geluk nie. En dit moet ons verstaan. En daarom moet ons geestelik groei, om die onderskeid te kan tref, want die woord van die Here sê, hy wat volwasse is, kan die onderskeid tref, tussen goed en kwaad. Anders te word jy heen en weer geslinger deur die heeltyd, deur baie dinge in jou geestelike lewe. Jou emosie slinger jou van links na regs, wanneer jy die woord moet aanhoor. Nou praat hy van die vrug, en hy praat van die druiwesap of die wyn. Nou wanneer die vrug opgelewer word, dan moet hy gedruk en gepers word. Met ander woorde, jy maak daai vrug eintlik dood, die fisiese vrug, sodat dit wat in die vrug is, kan uitkom. Al eet jy net 'n druiwekorrel, dis hoekom die Nasareërs gelofte in die Ou Testament, mag hulle nie eens druiwekorrels geëet het nie. Hulle mag nie eens rosientjies geëet het nie. Nou ons weet as gevolg van die klimaat en so aan kon dinge baie maklik gegis het, selfs rosyne kon gegis het. Die druif self kon al binne begin gis het, dan eet jy daai druiwekorrel, dan kan jy dronk raak daarvan. Dis hoekom God gesê het, jy mag nie eers die Nasareërs geloof, jy mag nie eers daai druif geëet het nie. Maar selfs al eet jy hom, jy kou daai vrug stikkend.
sodat hy lieflike sap en smaak na vore kan kom, en jy geniet daardie dryf. Dit gaan meer oor die sap as oor die vleis, is dit nie so nie? Want in die vesels is die sap, en hou die sap vas. En as hy gepers word, hy skilletjie stikkend gedruk word, en die vesels binne word pap gedruk, dan kom die wyn uit, die druiwesap kom uit. Dis die druiwesap natuurlik wat eers uitkom, dit word later eers wyn, dis eers nuwe wyn. So toe Jesus die water in wyn verander het, net so vir 'n bietjie 'n brokkie inligting, dit was nuwe wyn, dit was nie dronk word wyn nie, dit was net goeie wyn, so dit was goeie druiwesap, 'n lekker druiwesap. Nou as die druiwesap al klaar 'n probleem het, gaan die wyn ook 'n probleem hê. So die wyn is nie goeie wyn wanneer dit wyn word, dit begin by die vrug. En ons het al so gehoor by die druiweboere in Swaan, daai druiwe word eers getoets of hulle die suikerinhoud, dit hang af waarvoor hulle dit mis natuurlik plant. Daai inhoud word getoets voordat daar die oes van die land afkom, dat hulle kan weet, okay, dit is die oes van die land. Dan word dit deurgestuur na jou kelderye, waar jy ook al jou druiwe heen stuur, sodat hulle al klaar weet, okay, dis die druiwe wat inkom, en dis wat hulle daarmee gaan maak. Want as die druiwekorrel al klaar probleem het, dan verwerp hulle jou hele oes. Dit het ons nou gehoor by die manne wat weer, as natuurlik baie meer tegniese punte as dit, maar dis die kort en die lang daarvan. So die lekker moet al klaar in die druiwekorrel wees, moet al klaar in die vrug wees. Nou, wanneer 'n mens die Here dien, en dit is wat die woord sê, jy doen wat die woord vir jou sê, en dis wat die Here Jesus sê, as jy doen wat hy sê, dan lewer jy veel vrug op. Maar dit help veel, daai vrug hang net aan jou lote. Dan net vrug is nie vir jouself nie. Vrug is vir ander. En om dat ander daai lekker te kan geniet, moet jy deur 'n persing gaan. Dis wat Jesus sê, die liefde, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde van my. En hoe het Jesus ons lief gehad? Wat het hy vir ons kom wys? Hy het sy lewe elke dag gegee. Hy het die woorde van die Vader uitgevoer. En ek wil hê ons moet gou aan die volgende dink. Terwyl hy op aarde was, die wonders wat hy gedoen het, die tekens en al die dinge, dit was alles opdragte van die Vader. En omdat net sy lewe en bediening op aarde het nie net bestaan uit wonders en tekens nie, dis ongelukkig. Die fokus, wanneer daaroor Jesus se lewe gedeel word en gepraat word, die fokus so op sy wonders gelê, dat min mense klik, hy het meer geleer as wat hy wonders gedoen het. Die wonderwerk het die mense getrek, en in dit het hulle begin leer van die koninkryk van God. Nou almal wil die wonders van die Here Jesus sien, en beleef in hulle eie persoonlike lewe, maar niemand wil deur die praktiese lewe gaan wat Jesus deurgegaan het nie. Hy het elke dag sy rug in die wêreld gedraai. Hy het die woorde van die Vader uitgevoer. Wat was die gevolg daarvan? Ja, dat wonders gekom, dat tekens gekom. Maar hoeveel keer lees jy in die woord, dat as gevolg van die feit dat hy die Vader se opdrag uitgevoer het, so nou het hy die vrug opgelewer, was hy vervolg, was hy sleg gesê. Hoeveel keer lees jy in die evangelies, na elke wonderwerk, as die fariseërs by was, dan knars hulle op hulle tande, hulle is woedend, hulle is aggressief teen hom. Hulle wou hom doodmaak as gevolg van die vrug wat hy opgelewer het. En ons verwag, wanneer die vrug opgelewer word, mense gaan om ons juig en dans en verhoog en sê ons is te oulik en te wonderlik en hulle gaan glo wat ons sê en dit gaan net te fantasties wees. Nou as hy aan Jesus se tyd, hulle getuig van Jesus. Wanneer hy met tye wonders gedoen het, jy kan dit gerus opsoek. Waar kry hierdie man hierdie wysheid vandaan? Hulle was verslae oor sy leer. In Nasaret was hulle eers so verbuisterd oor die wysheid, toe het hy nog net geleer. En die wonders wat hy gedoen het,
Maar die volgende oomblik het hulle besef, hulle moet hulle lewe aflê toe die Here Jesus hulle daarvan leer. Toe wil hulle hom doodmaak. Ons moet verstaan, en dis wat Jesus gesê het, as dit aan hom gedoen het, hoeveel te meer aan ons. Daarom gee hy vir ons die uitdaging, bly in hierdie liefde van my, leer van my liefde, ek gaan die vrug oplewer, want ek moet 100% gehoorsaam wees aan die Vader, so ek moet die vrug oplewer. Dan gaan hy vrug gepers word, hy gaan gedruk word, sodat sy lewe kan vloei, die gesindheid van die Vader deur hom kan vloei, die vergifnis, en die lering, en die goedheid, wat hy moes uitgeleef het op daardie oomblik. Baie het dit aanvaar, maar die meerderheid het dit verwerp, soos wat die meerderheid dit tot vandag toe nog verwerp. Dit is eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. Nou, ek wil gou iets invoeg. Jy is op hierdie punt van meerderheid. Ek gaan dit net vinnig deurhardloop. Nou so 'n tydjie terug het ons daarso by Kathleen hulle gepraat. Weer het dit by die punt gekom, is net ons reg. Is net ons kerk reg. Ek gaan nie deur die detail hardloop wat ek hier neergeskryf het, ek gaan net 'n paar hoofpunte aanraak, okay? Want anders gaan dit te lank raak. Ek het met Kathleen en Fransie het ons lekker tyd gehad, toe kon ons dit lekker stadig deurgepraat het. Op hierdie aarde tans is daar 8.2 biljoen mense. Okay, laaste toe ek nou nog hierdie dinge gedoen het, was daar 7 biljoen mense, dis so 10, 15 jaar terug, daar is nou 8 biljoen mense. 2 biljoen mense is Christen, is moslems. Ongeveer, is give or take, as 'n paar 100,000, min of meer. 2.4 miljoen is Christene. Nou, almal wat aan die Christelike geloof behoort. So dis nie almal wedergebore kinders van die Here wat die waarheid navolg nie. Daarin is Katolieke, Mormone, Jehovah Getuies, Seventh-day Adventists, ou apostels, elke liewe persoon wat dink hy's 'n Christen, tot stam godsdienste, wat besig is met voorvaderlike dinge, beskryf hulle self ook as Christene. So, hierdie Christene sluit almal in. Dit gee so 'n bietjie perspektief. Nou, interessant, 1.2 biljoen is Hindoes. Okay. So, wanneer ons kyk na die wêreldpopulasie, as die Here Jesus nou moet kom ons hou net eers by die punt van Christene en nie-Christene nie. Ek gaan nou die Christene deel vir ons bietjie opbreek. So 2.4 biljoen mense, as ons net surface value kyk. As die Here Jesus kom, gaan soveel gered word. Die res van die wêreld, hoeveel is dit? Omtrent amper 6 biljoen mense, as die Here Jesus nou kom, gaan hel toe. Laat dit net vir 'n oomblik insink. En toe ek dit weer so sien, dink ek, Here, ons het 'n enorme verantwoordelikheid. As die Here Jesus nou moet kom, at least 6 biljoen mense gaan hel toe reguit. Okay? Nou gaan ons oor na die 2.4 biljoen Christene. 1.4 biljoen van die Christene is Katolieke. So. 1 biljoen is ander Christene afgesien van Katolieke. So waar trek ons nou al? Ons weet die Katolieke is 'n 100% valse godsdiens. Hulle bid deur Moeder Maria, dis allerlei dinge. Hulle gaan nie hemel toe nie. So nou trek ons al by 7 biljoen mense. As die Here Jesus nou kom, gaan hel toe. Maak die sommetjies vir jouself. Alright? Nou interessant genoeg, net om dit gou vinnig vir julle te noem, daar's 33, afhangende hoe jy dit klassifiseer, en hulle is baie duidelik hieroor, 33,000 tot 45,000 denominasies, Christelike denominasies in die wêreld. Hoor mooi, met ander woorde 33 tot 45,000 verskillende denominasies wat se doktrines verskil. So kom ons vat dit 'n worst case scenario. Daar's 45,000 opinies rondom die Bybel.
in die Christelike wêreld, afgesien van die Katolieke en almal wat nie Christelik is nie. So onder 1 biljoen mense is daar 45.000 opinies, ten minste. Kom ons vat dit minimum, dis net so erg. 33.000 verskillende opinies. Nou wonder jy, hoekom vra die mense wat is waarheid? Ok, 'n denominasie, as jy nou nie weet wat is 'n denominasie, gaan ek dit gou vinnig vir jou prakties verduidelik. Die NG Kerk byvoorbeeld in Suid-Afrika is 'n denominasie. Hulle het 'n sekere geloofsformulier en oortuiging. Die AGS is 'n denominasie. Die volle evangelie is 'n denominasie, want hulle is 'n groep van gelowiges. Dit is sonder al die enkel bedieninge wat nie groot groepe is nie. Ok. Nou onder die 1 biljoen mense, sorteer allerhande Christelike gelowe uit. 33.000 verskillende opinies. Ok. 660 miljoen van al die mense op die planeet aarde behoort aan die Evangelicals, Pentecostal of Charismatics. Alright? 660 miljoen. Nou maak ons die lys bietjie korter. Alright? Uit die Evangelicals, Pentecostals en Charismatics is daar min of meer tipe van waarheid. Okay? Hulle het min of meer die regte ding. Hulle glo aan baie afhangende hoe jy daaraan glo. Meeste glo die doop is die bekering, maar almal het 'n idee van bekering, doop en gawes van die Heilige Gees. Dis hoekom dit nou hieronder gesorteer is. Die ander verwerp dit totaal en al. Net om dit vir jou te noem, gou vinnig hierso. 660.000 in die wêreld is Pentecostal, 8 miljoen. Evangelical, Pentecostal en Charismatic. Nou die NG Kerk alleenlik in ons land, volgens hulle boeke en as 'n status en al daai groot woorde wat hulle noem, is 2.3 miljoen. Ok? Net om vir jou te noem. Ek wil dit net noem. En eintlik is die NG Kerk net 'n affiliasie van die Katolieke Kerk. Alright? Nou, hier kom nou die interessante deel. Daar is ongeveer 195 lande in die wêreld. En dit is nou volgens die United Nations. Afhangende hoe jy dit klassifiseer, kan daar tot 200 lande in die wêreld wees, maar daar is 195 amptelike erkende lande in die wêreld. So as jy dit nou, daai 660 miljoen Evangelicals, Pentecostals en Charismatics, deel in 195 lande, is daar 3.4 miljoen Christene, wat eintlik kan sê hulle is Christene, per land. Ok? Suid-Afrika is net so, behoort nou al oor die 40 miljoen te wees, ek het nie spesifiek daai getal gekyk nie, ek was nog laaste op hoogte met 40 miljoen mense in ons land, dit kan al meer wees. Nou 3.4 miljoen mense, uit 40 miljoen mense in ons land, is bitter min. Nou is dit almal wat beweer hulle is Christene. Nou uit die 660 miljoen mense wêreldwyd of 3.4 miljoen mense per land is almal nie kerkgangers nie. Hy sê nie daar as hulle vra wat jy godsdiens Christen. Dis nie sê hy gaan kerk toe nie. Nou ons weet, meer as die helfte van mense wat beweer hulle is Christene gaan glad nooit kerk toe nie. Hy sal nie eens kerk kyk op Facebook, op YouTube, daai tipe van goeders nie. Of hy sal nou en dan uit nuuskierig gesê, ons is hierdie, en hy gaan net aan. Dan beweer hy, dan is hy in elk geval 'n Christen, hy is maar net 'n kerklidmaat. So wanneer ons daai getal nou nog verder afbring, na redelike kerkgangers, nou as hulle praat van kerkgangers, so praat hulle vir ou wat ten minste 1 keer 'n maand kerk toe gaan of 1 keer in 2 maande. So as jy 1 keer 'n maand kerk luister of kerk toe gaan, is jy nie weergebore nie. Jy het nie erns met jou geestelike lewe nie. Dis hoe dit is. Nou kom ons bring hy getal af. So dis 1.7 miljoen mense per land wat kerk toe gaan. Nie wedergebore kinders van die Here nie. Nou is dit mense wat 1 keer 'n maand, 1 keer in 2 maande of per geleentheid kerk toe gaan, soos met 'n begrafnis of 'n troue of daai tipe van goeders.
En ons weet, die meerderheid van hulle is nie weergebore. Die meerderheid van 1,7 miljoen mense is nie weergebore nie. OK? Nou wat interessant is, kom ons maak daai getal die helfte. 850,000 mense per land per wêreld, wat redelik aktief kerkgangers is, nie noodwendig weergebore is nie. OK? Nou, dit het my toe nou laat verder dink. Dink ek, Here, nou praat ons van omtrent 2% van die wêreldpopulasie, 1 tot 2% van die wêreldpopulasie, wat kerkgangers is. Hoeveel is weergebore? As jy werklik waar met mense praat en jy druk hulle op 'n punt, ek praat van mense wat gereeld kerk toe gaan, is jy weergebore. Hulle kan jou dit nie met sekerheid sê nie, of hulle sê ja, ek is gedoop. Dis nie bekering nie. So daai getal kan drasties afneem. OK? Toe dink ek in 'n ding, Here, in die tyd van Elia, want daar's vir ons getalle opgeteken. Toe Elia in sy tyd geprofeteer het, toe het ek nou opgesoek, kan die mense nou uitgevind het, min of meer, hoeveel mense was in Israel gewees. Nou, in Elia se tyd sê hulle, daar was ongeveer 400,000 Israeliete gewees. Kan meer wees, kan bietjie minder wees, dit is min of meer hulle bepaalde deur baie dinge. Okay, so don't take me to the bank met dit, dis wat ek mag opgelees het. Goed. So met die gevolg is, in Elia se tyd, hoeveel mense het werklik die Here gedien? So ons het tot dusver na wêreldse statistieke gekyk. Kom ons kyk na Bybelse statistieke. Alright. Dis skrikwekkend om hierdie goeters te verstaan. Nou wanneer ons kyk na Bybelse statistieke, 400,000 Israeliete. En natuurlik die res van die wêreld was heidene ensovoorts en hulle was verlore. En Juda was ook daar en in Juda was dit geen verskil van dit wat ons in Israel lees nie. Nou Israel was die uitverkore volk. Hulle was nou die Christene van die Ou Testament. So nou werk ons op die Christelike getal wat moontlik hemel toe kon gegaan het, wat die uitnodiging al het en wat verstaan hulle met hulle lewe met die Here regmaak. Nou op 'n plek sê die woord, daar 7,000 mense wat nie hulle knie voor Baal gebuig het nie, uit 400,000 mense. Dan was daar 100 mense in die grot, en daar was Elia gewees. So nou bring dit by 1,7% mense in Israel, wat soort van die Here gedien het, waarvan net Elia serieus was, ernstig was, wat bereid was om die hele brand te vat. Want almal wil mos Elia se salwing en bediening ensovoorts hê. So ons moet verstaan wie was Elia. Hy was deur die koning gehaat en vervolg deur Jezebel. Daar was 100 profete weggesteek in grotte. So hulle het ook 'n moontlikheid gehad, as hulle nie in die grot weggesteek was, dat hulle ook doodgemaak kon geword het. OK? En ons moet hierdie mooi verstaan. So dit is ouens wat daarom so 'n bietjie meer ywerig was as die ou wat net kerk toe gaan. Alright? Dis nou meer ywerig as die ander 7,000. Hulle het nie hulle knie voor Baal gebuig nie, maar hulle was ook nie 'n bedreiging vir Agab se koninkryk nie. Alright. Waar staan ons vandag? Nou kom ons by 'n skrikwekkende getal uit. Dit is met ander woorde 0,025%. Dis nou Elia en die 100 profete het werklik waar die Here gedien uit die hele Israel van 400,000 mense. Ons moet iets verstaan vandag. En ek kan vir julle sê, ons moet redeneer daaroor en ons moet begin ons lewe in besit neem met alle erns om te besef, my God, mense gaan hel toe as om te worry dat mense sê, is jy reg of nie? Jesus Christus was baie groter as Elia. Hy is die seun van God wat ons kom loskoop het en kom vrymaak het. Ons moet soos Jesus wees, nie soos Elia nie. As jy mooi kyk, Jesus en sy 12 disippels, eintlik 11, hulle was ernstig met die evangelie terwyl hy op aarde was, en in Jesus se tyd was daar baie meer as 400,000 mense in Israel gewees. Alright? Nou, wanneer ons die wêreldse getal deel, wat die wêreld nou vir ons sê, dis min of meer Christene wat moontlik erns het met hulle geestelike lewe. En ons vat die 0,025% van Israel, die Bybelse getal,
en ons bring dit terug na ons wêreld toe, is daar maar 361 mense per land in die wêreld wat werklik 'n bedreiging is vir Satan se koninkryk. Wat sal sterf vir die evangelie. Wat hulle lewe gee vir die evangelie. 361 per land in die wêreld. Dis as ons die Bybelse persentasie in ag neem. Nou, Suid-Afrika byvoorbeeld is maar 10% die bevolking van Amerika. So dis logies, as daar meer mense is daar meer mense wat die Here gaan dien. Dis net logies. So as ons kyk na Suid-Afrika en ons vat 10%, nou gaan ek nie eens na Indië toe en China wat 1.5 en 1.2 biljoen mense het nie. Wat trek ons? 36 mense in Suid-Afrika wat bereid is om hulle lewe te gee vir die evangelie. 36, nie 36,000 nie, nie 3,600 nie. 36 mense, dan worry ons. Is ons die enigstes wat reg is? Maak dit vandag in jou hart uit. Is jy ywerig? Is jy bereid om te sterf vir die evangelie? Of is jy nog skaam oor die waarheid? As iemand vir jou sê, is julle die enigste groepie sektes wat die waarheid het? Elia het daai beskuldiging gehad, beroerder van Israel. Jesus was valslik beskuldig, die apostels, die sekte van die Nasareërs. Ek vereenselwig my eerder met die sekte van die Nasareërs as die massa wat as Jesus nou kom, gaan hel toe. So uit 40 miljoen mense in Suid-Afrika, volgens Bybelse syfers. As Jesus nou moet kom, is 36 mense hemel toe. Uit 40 miljoen. Dan redeneer ons nog oor dinge in God se woord. Ons moet ophou redeneer. Ons moet begin aanvaar en toepas. Of is jy maar net daai wat een kant is, wat eintlik skaam is vir die evangelie. Jy buig maar net nie meer voor van die ander dinge nie. Maar as die vervolging kom, dan trek jy terug, en dis wat die woord sê. As die sleg sê kom, dan trek ons terug. As jy my kop uit te steek, en te sê, dit is die waarheid. En net om dit vir julle te noem, wanneer ons hier so lewendig uitsaai, is daar getalletjie daarbo, by my wys hy nou 29, partykeer meer, partykeer minder. Dis nie die hoeveelheid mense wat werklik inskakel, as ons afsit, so partykeer oor die 500 mense, wat direk gekyk het, en 'n tyd daarna kan dit tot, afhangende van die boodskap en die titel natuurlik, kan dit tot 1400 mense wees wat die boodskap kyk. Hoeveel van ons wat deel is van die 36 is so ywerig? En nou weet ons, dit is hulle wat nou maar net nuuskierig is, kerkgangers, wil so 'n bietjie kyk, waarmee is julle besig, is die sekte nog op trek, is hulle nog besig om stories te praat, wat die geval ook al mag wees. Ons weet ook hoe mense boodskappe kyk. So as jy dan nou nog in die minderheid is, het ons 'n enorme verantwoordelikheid. Daar redeneer ons oor gebed. Ons redeneer oor woordlees. Ons redeneer oor 'n tyd aan God spandeer. Dit is nie eens om mee te oor redeneer nie. Ons moet verstaan, my God, ek kan nie hier uitgaan en vir 10 miljoen mense gaan preek nie, maar ek kan vir 10 minute bid. Ek kan vir 'n halfuur bid. Ek kan vir 'n uur bid. Dat siele gered kan word. Dat mense, dat u gees, mense kan begin lei na siele toe, dat u met hulle kan begin praat. Want hy net, as ons nie bid nie, mag God nie werk nie. Hoe lief het ons siele? Beoefen jy jou taal, jou gawe van tale?
of bly jy dit verwerp? Om tale te praat, daar is nie 'n meer perfekte wil om te bid as om tale te praat nie. Ons moet ons verantwoordelikheid begin opneem. Jy kan net soveel doen, maar weet jy wat? As jy ywerig is in jou binnekamer, kan God werk soos wat hy wil werk om siele te red. Dan mag hy dit doen. Maar hoeveel van ons is daar? Ons sal eerder tyd in die wêreld spandeer, as wat ons werklik waar tyd aan God spandeer. Dan wil ons terugtrek as mense sê, is julle die enigste wat die waarheid het? Hoe bid ons, sodat hulle wat ons daarvan beskuldig, ook kan oortuig word deur God se Gees? As ons dieselfde lewenstyl handhaaf as die persoon wat my vervolg, dan kan ek nie daaroor huil nie. Maar as ek bereid is om 'n ander pad te stap in heiligheid vir God se aangesig, om dan net Elia was die enigste persoon uit 400,000 mense, laat dit insink vandag mense, wat so gestaan het, wat bereid was om sy totale lewe te gee. Daarom het God hom direk hemel toe gevat. Wil jy hemel toe gaan? Ons sê ons het hierdie ewige hoop. Het ons dit, hierdie ewige hoop? Wys ons dit? Leef ons dit? Verstaan ons dit? Ons moet ophou wonder, is ons die enigstes wat reg is? Ek weet, ek bedien die waarheid. As daar niemand anders is wie die waarheid bedien nie, dis hulle saak. Maar ek wat dit doen, moet dit ywerig doen. Al kan ek in my leeftyd net 10 mense bereik, met al die ywer wat in my hart is, en die middele wat tot my beskikking is en gebruik ten volle, dan het ek my werk gedoen op aarde. Maar as 'n mens verskonings het, dan doen jy nie jou werk wat God van jou verwag nie. En nommer 1, gebed. Ons kan nie verby gebed kom nie. Jy kan nie effektief buite in die wêreld gaan, as jy nie konstruktief bid nie. Ek praat nie van bid, Here, dankie vir die dag, dankie vir kos en klere, dankie vir die goedheid, wees met ons, laat ons 'n lekker nagrus het, amen. Môreoggend jy opstaan, Here, baie dankie vir die nagrus, seën ons in hierdie dag, amen. Daar gaan hierdie, dis nie konstruktiewe gebed nie. Dis hout, hooi en stoppels, dit verbrand, dit beteken niks. Maar as jy begin verstaan, om met edelgesteentes te bou, met kosbare metale soos goud en silwer, dat deur vuur gelouter word, want daai vrug moet gepers word. By die punt wat ek by wil uitkom. As jy in hierdie lewe wandel en jy word gepers, dan openbaar jou lewe in die geestelike wêreld, soos wat Jesus se lewe in die geestelike wêreld geopenbaar is. So die vrug wat jy oplewer, as jy deur daai persing gaan, en daai druiwe sap kom na vore, dan is dit die vrug van die wynstok, en dan drink die Here Jesus Christus daarvan in die Vader se koninkryk, want jou siel is in sy koninkryk, as jy werklik waar die Here dien in gees en in waarheid. Hy sê, ek sal dit nie drink, so jou nuwe lewe, jy is nie bereid om te laat gaan ter wille van die wêreld nie, maar jy is bereid dat hy vrug in jou gepers kan word, want hy vrug kom na vore, die vervolging en die verdrukking pers hom, en jy gee nie in nie. Daar kom die lieflike druiwesap na vore, en dis niet in God se koninkryk, want jy is 'n nuwe mens in Jesus Christus, en so verlustig Jesus Christus homself in jou, en hy het gemeenskap met jou, en hy drink van hy nuwe lewe. Kom ek lees vir julle in Spreuke 8, 'n verskriklike mooi gedeelte. Spreuke 8, en Spreuke 8 is nou een van daai spreuke, jy weet nie waar om te begin en waar om te eindig nie, maar die Spreuke 8 van vers 22, jy kan dit gaan deurlees, gaan oor die Here Jesus Christus. Ek gaan nie alles lees nie, maar ek gaan lees
vanaf vers 30 af. Ek wil net gekyk tot waar gaan ek lees. Ek gaan lees tot en met vers 36, maar ek gaan dit net weer so lekker deurpraat. Spreuke 8 vanaf vers 30 tot 31. So dit gaan oor die Here Jesus tot met vers 29 en verder tot 36. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. Dit is die Here Jesus Christus. Nou vers 31 is amazing. En het gespeel op sy wêreld rond. En my verlustigings was met die mense kinders. Is dit nie amazing nie? Dis wat die Here Jesus sê. Ons verheerlik die Vader, ons eer die Vader, wanneer ons veel vrug dra. En wanneer ons gemeenskap het met die Vader, het ons gemeenskap met sy Seun, en hulle verlustigings is in ons, wat bereid is om ons lewe neer te lê, en so drink Jesus van hy nuwe lewe, niet in God se koninkryk van jou lewe. Kom ons lees aan. Luister dan na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Wat het ons nou gelees in Johannes? Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Ons wil nie tug aanneem nie. Ons veg tug. Dan sê ons baie keer ons is seer gemaak. Ja, tug maak seer. Jy is 100% reg. Tug maak seer. Gelukkig is die mens, hierdie is mooi. Gelukkig is die mens wat na my luister. Niks wat ons hier lees weerspreek dit wat ons in Johannes nou gelees het nie. Om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou. Waar moet ons wees? By die poorte van God se koninkryk. Daar, as jy daar is, kan jy wag hou. As jy daar is, kan jy waak. Dis wat die Here Jesus sê, waak en bid. As jy werklik waar bid, is jy daar waar jy moet wees in God se koninkryk, dan kan jy waak, dan kan jy wag hou. Want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van die Here. 'n Welbehae is daai verlustiging, is daai genot. As jy vrug oplewer en jy weier om toe te gee in hierdie wêreld, jy bewaar die woord, jy gaan deur al daai, en hy vrug kom uit en hy word gepers, hy word gedruk dat hy sap so uitkom, dan is dit welbehaaglik voor die Vader en die Here Jesus Christus. Maar hy wat my mis. Ek dink die Karen het geweet, die volgende staan in die Bybel nie. Sy sê dit baie, so 'n bietjie in ander woorde, maar sy sê dit. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Hoe haat ons die Here Jesus? Net deur eenvoudig nie te doen wat hy van ons verwag nie. Daar waar hy sê, hy wat jou broeder haat. Hy praat nie van altyd jy het 'n gevoel van haat teen jou broeder nie. Jy onttrek van jou broeder. As jy jou van jou broeder onttrek, dan haat jy jou broeder. Dis wat die woord ons leer. Dis nie wat Stanley sê nie, dis wat die woord leer. En hy wat my mis, benadeel sy lewe. Hoe benadeel ons eie lewe? God verlustig hom nie in ons plesiere en ons begeertes van die wêreld. God verlustig hom nie daarin nie. Jesus verlustig hom nie daarin nie. Hy verlustig hom daarin, wanneer jy hom soek, wanneer jy sy aangesig soek en hy vrug kom na vore, en jy word vervolg vir daai vrug wat opgelewer word, en hy word gedruk en dan bars hy oop, en daai druiwe sap kom uit, en jy hou vas in die woord, dan verlustig die Seun en die Vader hom en hulle in jou lewe. Is dit nie fantasties? Is dit nie iets om voor te lewe nie? Vader, dis hoe ek U kan verheerlik. Dis hoe ek gemeenskap met U het. Want om nou net 'n gemeenskap kom van twee kante af. Dit kom nie net van een kant af nie. Ons bid hierso en God moet net doen. Maar ons bly nie in die woord nie.
Dan raak ons gefrustreerd as ons oor dinge bid, veral ook in ons tydelike lewe dat dinge nie uitsorteer nie, want ons bly nie in die woord nie. Dit wat God van ons verwag, en die woord, hy kastei. En wanneer jy pak slaag kry, ons het die laaste tyd, by almal wat er so gekom het, dis interessant, en gister by Sakkie en Jolene het ons weer oor pak slaag gepraat, en hoe hulle pak slaag gekry het, en ons, en al die type van goeters, en hoe dit seer was, en het probeer ditch en weghardloop, en allerhande streke uitgehaal, en dit was seer gewees, op daai oomblik het jy, soos my laaitie gebid het, toe het klein was, Here, dankie dat pa en ma my lief het, maar partykeer het hulle my nie lief nie, maar ek weet hulle het my lief, maar dan sê hy, wanneer hulle my pak slaag gee, dan dink hy nie, ons het hom lief nie, maar dis juist omdat ons hom lief gehad het. Dat is reg, dis net ons vrou moet pak slaas hier wees. Ja, sou jy vra gister, moet pak slaag seer wees? Natuurlik, anders wat sê Jesus van pak slaag? Ons soek ook pak slaag wat nie seer is nie, pak slaag maak seer. En dis hoekom hy in Hebreërs 12 leer, dat wanneer ons getigtig word, moet ons nie uit lid raak nie, ons hande moet nie lam raak en ons knie verlam en slap raak ons hande en knie lam nie. Maar ons moet onsself oprig. Ons moet nie jouself probeer sterker nie. Hoe rig jy jouself op? Here, ek is regtig jammer. Ek is jammer, ek verstaan, ek herken, ek is daarso. En ek gaan opstaan in U en ek gaan my verantwoordelikheid vat, sodat U ook Uself in my kan verlustig. Prys die naam van die Here. En die nuwe lewe wat in my uitgepers word. Want ons voel mos as jy deur 'n druk gaan, die Here is nie met jou nie. Dis juis wanneer die Here met jou is. Dis wanneer die God se gees en sy heerlikheid op jou is, dan word jy uitgepers en daai wyn kom uit, daai druiwesap kom uit. En die Here Jesus drink dit. Daai nuwe lewe wat na vore kom in die ewigheid. Dit gaan nie oor hierdie aarde nie. Op die aarde voel jy alles behalwe soos die werklikheid van die geestelike wêreld. Glo jy vir my, maar as jy vrede kan vind in die woord en in die verhouding, dan is dit ook 'n heerlikheid. Ag, prys die Here, wat 'n lekkerte om so die woord te kan verstaan. Is dit amazing? Ag, prys die Here. Ek is bly. Hulle sê hierso is 'n vol gemeente hierso. Hulle sê hulle is dit geniet. En mag julle 'n lieflike dag hê. As dit die wil van die Here is, môreoggend. Ek wil sommer huil. Voel so hartseer. Jy kuier so by almal. Dit voel nie meer of jy huis het daar in Langebaan nie. Jy voel sommer of jy nie by almal weer wil bly. Okay, dan bly jy, dan gaan ons weer terug. En dan gaan ons weer aan. Maar nietemin, ons gaan 'n bietjie huis toe môre as dit die wil van die Here is. Ons beplan ons roete soos hoop ons kan dit doen om by Shamaine, by Tygervallei ook deur te gaan by die hospitaal. Dit is ons beplanning. So ons gaan druk daarvoor ook, dat ons haar ook kan sien. Dan het is so op pad terug, so bietjie op pad terug. En dan kan ons vir julle ook bietjie meer detail gee en so aan, wat ons al reeds van hulle familie afgekry het. En ons bly vir bid dat die Here ook daar vir wonderwerk sal bly doen. Mag die Here die baie ryklik seën. Lief vir almal, bye bye.